Goeiemôre, baie welkom by vanoggend se saamwees. Die vraag vanoggend is: aan wie behoort jy? Aan wie behoort jy? Ek dink sommer aan die familie. Ek dink ek behoort aan my familie, nee. Ons is 'n klomp Lous, of ons is 'n klomp van Sails, of ons is 'n klomp burgers, of ons is 'n klomp van Stadens. Maar om sê ek behoort aan 'n spesifieke familie, ek behoort aan 'n groep, of dan ook om sê ek behoort aan die kerk. Ons is 'n klomp mense wat iets gemeen het van mekaar. Aan wie behoort ek? Dadelik dink ek sommer so aan die Heidelbergse Katekismus se vraag 2, wat sê, wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? En die antwoord daarop is natuurlik met 'n opregte hart, dat ek aan Jesus Christus behoort. En ek dink sommer net oor wat dit vir ons beteken. Ek dink aan wat Paulus geskryf het vir die Romeine in Romeine 6, vers 16. Julle weet tog, as julle aan iemand onderwerp om as slawe te gehoorsaam, is julle die slawe van die een aan wie julle gehoorsaam is. As dit die sonde is, beteken dit vir julle die dood. As dit gehoorsaamheid aan God is, beteken dit vir julle vryspraak en lewe. Mag jy hoor wat dit beteken? Dat jy weet jy aan die Here behoort, en dat dit vir jou vryspraak en lewe beteken. Mag jy dit ook vandag stadig hoor, en mag dit by jou insink. Vryspraak en lewe. Dit is wat joune is, omdat jy aan God behoort. Kom ons bid saam. Here ons Here, dankie vir die voorreg, dat deur Jesus Christus ek u eiendom kan wees. Here, dankie dat nog voor hierdie aarde bestaan het, u dit so bestem het, dat ons in Christus u kinders genoem kan word. Dankie vir daardie voorreg. Dankie dat ek aan u gehoorsaam kan wees, en ook weet, dat ek vryspraak en lewe van u ontvang. Mag ek dit in my lewe ook uitleef, en mag dit gestalte vind in my doen en late. Ek bid dit in die naam van ons Meester, Jesus Christus. Amen. Mag jy 'n mooi en 'n geseënde dag hê, en mag jy weet aan wie jy behoort. Gaan leef daardie vryspraak, en gaan leef daardie lewe. Mooi bly.